Goeiedag, ek is Adrian van Dijk, mede-kursusleier vir die module AFK 1501 en in hierdie kort video gaan ons die terugvoer bespreek, spesifiek werkopdrag 2 se vraag 1 en ons gaan ook vlugtig kyk na hoe om voor te berei vir werkopdrag 3 se prosa vraag. Daar sê, ons kan begin by algemene foute wat in vraag 1 gemaak is, voor ons spesifiek na die detail kyk. Eerstens let wel dat alles wat ek gaan aanraak in die kort bespreking is ook van toepassing vir die voorberei vir die essay vraag in werkopdrag 3. So ek kan alles wat ek hier gaan bespreek ook gebruik in jou voorbereiding op die essay vraag in werkopdrag 3. Nou heel eerstens is daar studente wat glad nie die vraag beantwoord het nie. Werkopdrag 2 het slegs uit 'n paar vrae bestaan en vraag 1, spesifiek die essay vraag, het 25 punte getel wat 50% van die opdrag is. Nou dit wys meestal op studente wat nie voorberei het nie. Miskien is die voorgeskrewe literaire leesboek nie aangeskaf of betyds aangeskaf nie, die leeswerk is nie gedoen nie, ensovoorts. Moet asseblief nie vra uitlos nie, want dit hinder jou kans om deur te kom. Ons gaan aan. 'n groot aantal studente is nie of was nie vertroud met die voorgeskrewe literêre teks nie. Die roman is byvoorbeeld of nie gelees nie, of die roman is slegs eenmaal gelees. Om 'n teks slegs eenmaal op universiteitsvlak te lees is glad nie genoeg nie. Jy gaan dit ten minste 2 of 3 keer vir werkopdrag 3 moet lees, so asseblief gaan terug na die teks en bestudeer dit baie sorgvuldig en noukeurig. Of die roman is ook nie in detail bestudeer nie. Wat dit beteken is dat die teorie oor hoe om 'n literêre teks te analiseer, interpreteer, wat in die studiegids in leerlinge 1 en 2 bespreek word, is nie meer vertroud nie, of die student is nie daarmee vertroud nie, en dit is daarom nie sorgvuldig of enigstens toegepas op die romanverhaal nie. En as sodanig is die vraag nie beantwoord nie. Jy moet in staat wees om die roman literêr analities te kan lees, analiseer en interpreteer, wat beteken dat jy vertroud moet wees met die teorie in die studiegids. Dit is jou primêre bron saam met hierdie voorgeskrewe roman. Jy kan nie die een sonder die ander gebruik in hierdie kursus nie. En so ek het 'n groot aantal studente is nie vertroud met die teorie nie. Soos ek gesê het, jy kan nie hierdie module deurkom of benader sonder sorgvuldige bestudering van die teorie in die studiegids nie. Die studiegids bied deeglike besprekings van die nodige teorie oor hoe om 'n teks literêr te analiseer en te interpreteer. Sonder deeglike kennis en begrip hiervan kan die roman nie geanalyseer word nie en die vraag dus nie beantwoord word nie. So sorg asseblief vir in jou voorbereiding vir vraag 3 dat jy baie goed vertroud is met die teorie in leerlinge 1 en 2 wat die prosa aanbetref. En dan die vraag word of is in sekere gevalle inhoudelik nie beantwoord nie. In baie gevalle sal 'n student bloot die verhaal oorvertel of 'n ander bron oortik ensovoorts. Heel eerstens is dit plagiaat as jy iets wat nie jou eie werk is nie oorvertel, maar indien jy enigiets skryf wat nie toegespits is op die vraag spesifiek nie, word die vraag inhoudelik nie beantwoord nie en kan jy daarom dus nie punte verdien nie. So maak asseblief seker dat jy die vraag ten volle en deeglik beantwoord en ons sal net nou kyk hoe jy dit kan doen. En ek het dit ook so uitgespel in die voorbereidingsvideo vir werkopdrag 2. Dan is plagiaat ook 'n baie groot probleem. Nou, studente wat nie hul eie werk gedoen het nie, is natuurlik daarvoor gepenaliseer. Punte is in die ronde afgetrek. Nou, let asseblief daarop dat toekomstige plagiaatgevalle in werkopdrag 3 vir akademiese oneerlikheid aangekla word. Wat beteken dit kan lei tot 'n dissiplinêre verhoor en wat kan lei tot jou skorsing van enige universiteit tot en met 10 jaar
vir tot en met 10 jaar. So asseblief doen jou eie werk. Die afskryf of oorskryf of copy en paste van enige ander bron sonder die nodige bronverwysing is plagiaat. As jy byvoorbeeld uit die studiegids uit oorskryf met die doel dat jy die teorie wil weergee, maar nie die studiegids inhoud volgens die Harvard verwysingsmetode aanmeld nie, dan is dit plagiaat omdat jy in wese daardie werk as jou eie aanbied. So ook is die afskryf van enige ander bron op die internet, maak nie saak waar jy dit kry nie, en ook opdragte wat jy oneerlik op sosiale media toepassings soos Telegram kry, WhatsApp ensovoorts, en ons kan dit optel deur dit in. So asseblief doen jou eie werk. Enige bron wat jy oorskryf, afskryf, copy en paste ensovoorts, en nie van die nodige bronverwysings gebruik maak nie, is dit plagiaat. So ook is die gebruik van KI, ook AI, althans, natuurlik oneerlik en nie jou eie werk nie. Dit is baie duidelik om te sien wanneer 'n student van KI gebruik. Heel eerstens is dinge soos registerspronge baie duidelik. Ons kan byvoorbeeld sien dat jou skryfstyl in die een vraag wissel tot die ander vraag, wat natuurlik baie vrae vra. Daar's natuurlik baie foute wat KI genereer. Moet nie dink dat omdat jy dink KI alwetend is, dit vir jou 'n goeie, doeltreffende en feitelik korrekte antwoord gaan gee nie. Dit doen eenvoudig nie. Onthou, AI hallusineer, en as jy self nie die roman gelees het nie, dan gaan jy mos nie kan sien of daar foute gemaak is nie. Dit is werklik maklik om te sien indien jy van KI gebruik maak. Onthou, die gebruik van KI is akademies oneerlik. Dit is nie jou eie werk nie. Ons gaan jou penaliseer en ons gaan jou ook aankla van oneerlikheid, wat ook kan lei tot 'n dissiplinêre verhoor en jou skorsing van Unisa en elke ander universiteit in die land. Okay, dan is daar ook baie voorbeelde waarin verhaalvoorbeelde ontbreek. Jy moet in alle tye jou argument motiveer deur na voorbeelde uit die verhaal te verwys. Daarsonder is dit wat jy skryf nie 'n argument nie, maar bloot 'n opinie. Moet jy net sê dat Gilbert byvoorbeeld 'n voorbeeld of vergestalting van die ander is nie, soos wat die vraag gevra het nie. Bewys dit deur aanhalings uit die verhaal te gee wat dit wys. Wys dus vir my dat jy eerstens die vraag verstaan, die teorie verstaan en ook die romanverhaal gelees het en dan ook in staat is om die teorie en die romanverhaal saam te bring. Jy moet dus vertroud wees met die verhaal, baie goed vertroud wees, ten einde seker te maak dat jy self die vraag kan antwoord. Sonder verhaalvoorbeelde gaan jy regtig nie goeie punte kry nie en kom jou essay bloot as opinie oor en nie as akademiese argument en dus 'n logiese, gestruktureerde literêre opstel nie. Daar is ook baie gevalle waar bronverwysings oor die algemeen ontbreek. Nou onthou, sonder bronverwysings maak jy jouself baie maklik skuldig aan plagiaat, net omdat jy na 'n bron verwys. Met ander woorde, jy gee kennis dat jy 'n sekere bron gebruik het, beide in die teks en ook in 'n bronnelys aan die einde van die opstel, soos wat jy moes doen volgens die riglyne en vraag. Sê jy dat hierdie nie jou eie werk is nie, maar jy gee kennis dat dit iemand anders se werk is en dat jy dit reg en op die regte akademiese manier gebruik. En so voorkom jy plagiaat. Die maklikste manier om plagiaat te voorkom is om jou eie werk te doen en na alle bronne wat jy in jou essay gebruik te verwys. Raadpleeg asseblief die dokumente Bridge Referencing for Students wat op die AFK 1501 My Modules blad beskikbaar is. Dit wys vir jou presies wat om te doen. Neem asseblief die tyd voor werkopdrag 3 om jouself daarmee te vereenselwig, sodat jy presies weet hoe om in teks en ook in 'n bronnelys na jou bronne te verwys. En onthou, ons maak slegs gebruik
van die Harvard verwysingstegniek. Dit is die enigste metode wat aanvaarbaar is. Moet dus nie iets soos footnotes doen of endnotes ensovoorts nie. Dit gaan verkeerd gemerk word en jy gaan nie jou punte kry nie. En hier het in die werkopdrag 2 6 punte getel. Wat beteken as jy dit nie gedoen het nie, het jy dadelik 6 punte verloor. Punte wat jy baie malle kon kry, wat jy miskien deur kon sit of 'n kompunt in die sak kon sit. En dan die struktuur. Jou opstel moes soos 'n opstel lyk en funksioneer. Jy moet dus vertroud wees met hoe om 'n opstel te skryf. 'n Literêre opstel te skryf. Dit moet beskik oor 'n gepaste inleiding en 'n betoog, ook bekend as 'n liggaam, dit waarin jy jou argument inhoudelik voer, en dan 'n slotparagraaf. Die paragrawe moet logies op mekaar volg sodat dit 'n kohesiewe argument vorm. Dit moet dus lyk soos 'n eenheid, 'n unit. En asseblief bestudeer die talle notas op die MyModules blad vir hoe om 'n effektiewe essay te skryf. En hierdie afdeling het ook 6 punte vertel. So as jy nie effektief gesorg het dat jy 'n deeglike essay skryf in terme van struktuur nie, het jy ook 6 punte verloor. En wat talle studente die feit maak is, hulle skryf 'n essay en dink dit lyk reg omdat dit uit paragrawe bestaan, maar hulle redigeer die teks nie en gee dit net dadelik in. Moet nooit asseblief ooit jou eerste draft weergawe of net as jy dink dit is voldoende jou eerste weergawe indien nie. Skryf dit 2 of 3 keer oor ten einde seker te maak dat jy eerstens die vraag beantwoord, maar ook dat jou taalbeheersing korrek is en ook die struktuur. Lyk dit soos 'n essay, funksioneer dit soos 'n essay, is die inleiding wat 'n inleiding moet wees. Volg jy paragrawe logies op mekaar en vat jy alles saam in 'n slotparagraaf. En daar is genoegsame dokumente op die MyModules blad wat vir jou verduidelik hoe om dit te doen. Swak taalgebruik en taalbeheersing is natuurlik ook gepenaliseer. Hierdie 3 punte getel, maar jy kon miskien daai 3 punte gekort het vir beter punt of 'n slaagpunt. Asseblief redigeer jou werk nie net vir taalfoute nie, maar ook maak seker dat jou sinne volledig is. Moet nie SMS of WhatsApp taal gebruik althans nie. Skryf deeglik en volledig. Redigeer jou werk en moet nie jou eerste weergawe indien nie. Ok, nou kan ons stilstaan by die detail van die vraag. Nou, ek het hierdie ook so verduidelik in die toelichtingsvideo vir werkopdrag 2, maar ek gaan dit hierso weer doen vir die wis en die onwis. En hier is die vraag, soos julle dit ontvang het. En die vraag sê, die AFK 1501 studiegids stel dat die lees van 'n literêre teks 'n gebeurtenis kan wees wat die leser in staat stel om die ander te ervaar. Gilbert de Tooy, die protagonis van Tom Dreyer se roman Dorado, kan beskou word as 'n voorbeeld van die ander weens sy psigologiese onstabiliteit en unieke wêreldbeskouing. Nou, as jy hierdie heel eerste paragraaf van die vraag lees, kom jy agter dat daar 'n paar dinge is wat jy jouself moet afvra. Heel eerstens, wat word bedoel met lees as 'n gebeurtenis en ook konsepte soos die ander. Nou, as jy begin het by die studiegids, wat jy moes doen, dan sal jy weet hierdie is teoretiese konsepte wat bespreek word in leereenheid 1. So jy kan nie die vraag benader sonder die studiegids nie. Jy kan dit nie in Google nie, jy moet teruggaan na die studiegids om die teorie te verstaan, ten einde dit toe te pas op die verhaal. Want jy moet vir jouself vra, maar hoe gebeur hierdie dinge in die verhaal? Jy moet die teorie kan ken om op die verhaal toe te pas en daarom moet jy ook baie vertroud wees met die verhaal self. Jy moes dus die verhaal al deurgelees het, baie aandagtig, hopelik 2 keer of ten minste 1 keer baie deeglik en dan terugkeer die tweede keer om hierdie konsepte in die hand daarvan te gaan benader. Ok, dan het baie studente vasgeval met die woordtotaal. Ons verstaan dit, want dit is 'n konsep wat baie streng nagegaan word op skoolvlak. Op universiteitsvlak, soos ek gesê het in die video vir werkopdrag 2, is dit nie so streng nie. Hierdie is bloot 'n riglyn. Ons trek dus nie punte af as jy minder of meer as 1000 tot 1200 woorde geskryf het nie. Maar
Indien jy minder geskryf het, is die kans baie goed dat jy nie die vraag volledig beantwoord het nie. En ons kan dit baie maklik sien. En so ook as jy meer as 1200 woorde skryf, is die kans baie goed dat jy miskien lomp skryf, of jouself herhaal, of dinge skryf wat nie deur die vraag gevra word nie. 1000 tot 1200 woorde is die standaard vir 'n eerstejaars student op NQF 5 vlak. So dit is bloot 'n aanduiding van hoe lank jou opstel moet wees. Jy hoef nie tyd te mors deur die woorde te tel nie, maar Microsoft Word gee vir jou in die hoekie links onder 'n totaal van jou woorde. Soos baie maklik om te sien, maar ons gaan nie punte aftrek nie. Let net daarop dat meer en minder jou wel kan indoen as jy nie die vraag beantwoord nie. Skryf 'n opstel waarin jy die boestaande stelling ondersoek. Bespreek hoe die roman die leser uitdaag om met Gilbert as die ander te identifiseer en hoe die proses die leeservaring in 'n kreatiewe gebeurtenis omskep. Nou hierdie is wat gedoen moet word. Hierdie is wat jy in jou opstel moet aanspreek. Hoe die roman die leser uitdaag om met Gilbert, ons protagonis, as die ander te identifiseer. Hier is nog 'n konsep. Wat beteken om met 'n karakter te identifiseer? En hoe hierdie proses die leeservaring in 'n kreatiewe gebeurtenis omskep. Hier is nog 'n konsep waarvan jy kennis moet neem, soos bespreek in die teorie. Skenk in jou opstel aandag aan die volgende, dubbelpunt. Met ander woorde, ons sê vir jou presies wat jy moet bespreek om hierdie vraag te beantwoord. Talle studente ignoreer hierdie afdeling heeltemal en skryf bloot die verhaal oor of konsentreer op iets soos karakter en hoekom Gilbert visioene sien ensovoorts. Tog is dit nie wat hierdie spesifieke vraag vra. Jy moet seker maak dat jy die vraag beantwoord. En nou gee ek vir jou 4 kolpunte, 4 bullet points, wat spesifiek vir jou sê presies wat jy moet beantwoord. Met ander woorde, waarop jy jou aandag moet spits en wat jy in jou opstel moet skryf. Hierdie is die inhoudelike aspek van jou argument wat onder die liggaamdeelte van jou opstel gaan val. Nie die inleiding nie, onthou die inleidingsparagraaf het sy eie doel. Jy moet dus weet wat die inleidingparagraaf se doel is. Dan begin jy met jou argument wat hierdie aspekte beantwoord. En hierdie kan maklik gesien word as subafdelings wat jou argument logies orden. En jy is welkom om van opskrifte te gebruik of bloot verskillende paragrawe. Let wel, hierdie is 4 afdelings en sal in 4 tot meer paragrawe bespreek word. Want onthou, elke paragraaf handel oor een idee wat 'n groter geheel aanspreek. So hierdie gaan byvoorbeeld 'n paragraaf wees, hierdie volgende paragraaf ensovoorts. Ek sal nou vir julle wys byvoorbeeld op 'n voorbeeld van hoe om so 'n essay te struktureer, nes ek gedoen het in die voorbereidingsvideo vir werkopdrag 2. Soos ek gesê het, hierdie vraag bestaan uit 4 subvrae, 4 afdelings wat jy inhoudelik moet bespreek. En as jy al 4 van hierdie subafdelings effektief en sorgvuldig beantwoord, dan het jy die vraag beantwoord. Die vraag sê dus vir jou spesifiek en presies wat jy moet doen. Daar is dus geen rede om van dit wat hier gevra word af te wyk nie. Heel eerstens sê die vraag bespreek of gee 'n bonnige verduideliking van die literêr-teoretiese konsepte van identifisering en die ander, soos in die studiegids uiteengesit. Ek verstaan nie mooi waarom sekere studente die studiegids ignoreer en dan hierdie konsepte gaan Google nie, want die werk word spesifiek vir jou gegee in die studiegids. Ons sê duidelik vir jou wat met identifisering bedoel word en ook die ander. In hierdie eerste gedeelte moes jy dus 'n bonnige verduideliking gee van wat hierdie teoretiese konsepte behels. Tweedens, argument oor waarom Gilbert de Tooy as 'n manifestasie van die ander beskou kan word.
weer eens moes jy teruggaan na die studiegids om te bepaal wat met die ander bedoel word. En so ook sal jy sien, moes jy gaan argumenteer waarom Gilbert as 'n manifestasie van dit van die ander is. So jy moes vir my 'n verduideliking gee, 'n bondige verduideliking van wat met die ander bedoel word, soos in hierdie eerste gedeelte. En nou gee jy vir my 'n argument oor waarom Gilbert 'n voorbeeld hiervan is, deur na verhaalvoorbeelde uit die roman te verwys. Jy kan nie hierdie oorslaan nie, want dit beteken jy het eerstens of moontlik nie die roman gelees nie, of jy verstaan dit nie, of jy het nie genoeg tyd gemaak om die vraag te beantwoord nie. Dit kan legio redes wees hiervoor, maar daarsonder het jy nie 'n argument nie, jy het bloot 'n opinie en jy doen dus nie wat die vraag vra nie, wat beteken dat jy die vraag nie beantwoord nie. Jy moet vir my uit die hand van die roman gaan wys, deur middel van voorbeelde, hoekom Gilbert 'n voorbeeld van die ander is. Hierdie is dus 'n interpretasievraag. Heel eerstens moet jy die teorie gaan verstaan, die roman deur die loop van die lees daarvan gaan analiseer en dan aan die hand van die teorie gaan interpreteer ten einde die essay te skryf. Derdens, 'n ontleding van die narratiewe tegnieke soos interne fokalisering en sintuiglike beskrywings wat Dreyer, die skrywer, aanwend om die leser aan te moedig om ten spyte van Gilbert se andersheid met hom te identifiseer. So, hierso moet jy ook terugkeer na die studiegids om te verstaan wat bedoel word met konsepte soos 'n narratiewe tegnieke, in kluis interne fokalisering, sintuiglike beskrywings en so meer. En dan deur die loop van die lees van die verhaal van die roman gaan identifiseer wat Dreyer, die skrywer, gebruik om jou die leser aan te moedig om ten spyte van Gilbert se andersheid met hom te identifiseer. Onthou, ons het in die eerste gedeelte gevra wat identifisering is. Jy verstaan dus nou wat bedoel word met die teoretiese konsep van identifisering tydens die lees van fiksionele prosa. Nou moet jy dit toepas deur middel van interpretasie ten einde die essay te kan skryf. So, jy kan nie sonder die studiegids nie en jy kan ook nie sonder die roman nie. En dan laastens 'n bespreking van hoe hierdie uitdagende proses van identifisering die lees van die radio omskep in 'n gebeurtenis. Weerens 'n konsep wat in die studiegids bespreek word, wat die leser se eie aannames oor trauma, realiteit en empatie kan beïnvloed. So jy moet bewus wees van wat die konsep van gebeurtenis behels en so ook dan dit gaan interpreteer aan die hand van die roman. Daar sê, dit was 'n vinnige terugblik op die essayvraag in werkopdrag 2. Hoopelik help dit jou om te sien waar jy verkeerd gegaan het en wat jy kon doen om op jou essayvraag te verbeter. Die goeie nuus is dat jy weer 'n essayvraag soortgelyk aan die in werkopdrag 2 gaan ontvang in werkopdrag 3. So jy kan die skryf van die essay in werkopdrag 2 sien as voorbereiding vir die essay in werkopdrag 3. Gaan ook terug na jou essayvraag. Kyk daarna in die foute wat jy gemaak het en gebruik die persoonlike nasien kommentaar wat die nasiener vir jou gegee het, saam met hierdie hulpbron om voor te berei vir werkopdrag 3. Nou kom ons gebruik die einste vraag van werkopdrag 2 om te verduidelik hoe jy 'n essay beplan. Ek het hierdie ook verduidelik in die toeligtingsvideo vir werkopdrag 2, maar ons herhaal dit hierso ook, soos ek sê vir die wis en die onwis. Okay, so hoe om 'n essay te beplan? Heel eerstens het jy 'n inleidingsparagraaf. Jy sal weet dat 'n inleidingsparagraaf vir die leser presies sê wat in die opstel bespreek gaan word. Jy begin dus nie net by die bespreking met die antwoord van die vraag nie. Jy raak nie hieraan nie. Jy sê in die volgende essay gaan ek die volgende doen. Sien hierdie inleidingsparagraaf as 'n soort kaart wat vir die leser sê, dit is waarheen die argument gaan volg, hoe die argument gaan volg, en jy sal sien dat dit 'n logiese ophou het. Gaan terug na die hulpbrondokumente
op die My Modules blad om vir jou presies te wys wat 'n inleidingsparagraaf is. En aan die einde van jou opstel, maak seker dat dit wat jy gesê het, jy gaan bespreek in die inleidingsparagraaf, wel in die essay, in jou argument, in jou betoog, in die liggaam bespreek is. Want baie keer sê 'n student ek gaan X, Y en Z doen en dan doen hulle A, B en C, wat dus nie sin maak nie. En onthou jy alle stelpunte. So. Dan kom jy by die betoog. Nou hierso is die liggaam, soos julle dit op skool noem, dit is 'n betoog of dit is waar die argument gevoer word. In die betoog gee jy slegs aandag aan dit wat die vraag vir jou sê om te bespreek. Lees dus die vraag baie sorgvuldig deur en beplan jou essay voor jy begin skryf. Maak 'n mindmap, 'n breinkaart, wat ook al, 'n diagram, teken prentjies ensovoorts. Moet nie net begin skryf nie, maak seker dat jy weet wat jy in watter afdeling van jou essay gaan benader en bespreek. Ons het net nou gekyk aan die 4 onderafdelings op subafdelings van hierdie betrokke vraag en dit is dan ook hoe jy dit gaan benader ten einde die argument logies op te bou. Jy gaan dus nie aspekte van die tweede gedeelte in die eerste gedeelte bespreek nie, want jy sal sien dat die eerste gedeelte net teoreties van aard is. Hierso skryf jy byvoorbeeld in 1 paragraaf 'n verduideliking van wat met identifisering en die ander bedoel word. En jou bron is die studiegids. Jy gaan verwys volgens die Harvard verwysingsmetode in teks en later ook in die bronnelys wat identifisering en die ander is volgens die bronne in die studiegids. En hierdie kan byvoorbeeld 1 paragraaf wees. Dit is heeltemal voldoende. Jy raak nog nie aan die ander nie. As hierdie klaar is, spring jy na punt 2, 'n argument oor waarom Gilbert 'n voorbeeld van die ander is. Jy sal sien dat hierdie gedeelte gestuier is, want hierso bespreek jy wat die teoretiese konsep van die ander is en nou gee jy argument oor waarom Gilbert 'n voorbeeld hiervan is. En hierso is die bronne die roman vir voorbeelde en ook byvoorbeeld die studiegids. As jy daarna verwys en hierdie kan 1 tot 2 paragrawe wees. Baie maklik 2 paragrawe met voorbeelde vanuit die roman wat jy aanhaal en na verwys ten einde hierdie te bewys, te motiveer. Derdens, hier is nou die volgende paragraaf. Narratiewe tegnieke wat leser aanmoedig om met Gilbert te identifiseer. So gaan jy weer verwys na die studiegids, want jy moet verwys na die teorie betreffende narratiewe tegnieke, soos interne fokalisering en so meer, wat gebruik word in die roman, om die leser aan te moedig om met Gilbert te identifiseer. En so gebruik jy weer die roman om te verwys na roman voorbeelde. En weer eens is hierdie 1 tot 2 paragrawe. En dan heel laastens, die 4de punt is hoe beïnvloed die proses van identifisering die lees van Dorado as 'n gebeurtenis. Weer eens die studiegids, want jy praat nou van 'n gebeurtenis. En dan die roman as voorbeelde. En hierdie is byvoorbeeld 1 paragraaf. En jy sal sien dat die een afdeling op die ander styer. Die een bou voort op die vorige. En dit beteken dat daar 'n logiese, cohesiewe, in Engels 'n cohesive vloei van argument is. Dit is nie die mekaar nie, die leser kan dus die argument baie mooi volg. En dan gee jy 'n gepaste slotparagraaf waarin jy die argument baie netjies opsom. Maak dan seker dat jy die vraag beantwoord. Toets of jou antwoord voldoen aan die vraag. Gaan terug na die vraag toe. Kyk na elke afdeling en sê, het ek hierdie deel beantwoord? Ja, in paragraaf 1 van my betoog. Nie in die inleidingsparagraaf nie, in paragraaf 1 van my betoog, in die liggaamsafdeling. Het ek hierdie deel beantwoord? Ja, in paragraaf 2 en 3, ensovoorts. Maak seker dat jy die vraag beantwoord. Moet nie dink, my opstel is klaar, ek kan dit indien nie.
Gaan terug na die vraag, maak seker of alles beantwoord is, maak seker of daar 'n logiese opbou van argumente is, dat die een gedeelte nie bespreek word in 'n vorige gedeelte nie. Kyk asseblief na die vraag, daar word vir jou presies gesê wat jy moet doen, as ook die volgorde waarin dit gedoen moet word. En hierdie benadering saam met die notas op my modules betreffende die skryf van 'n opstel en die bronverwysings by die inteks en ook 'n bronnenlys onthou, die vraag gestel en so ook sê die vraag in Black op dag 3, dat die essay se eie bronnenlys moet beskik wat direk na die opstel volg. Daarsonder is die vraag nie volledig beantwoord nie. Jy kan nie in inteks na jou bronne verwys en nie in die bronnenlys nie, en ook vice versa. Dit moet al twee bene moet teenwoordig wees vir dit om volledig en effektief gedoen te wees. En so kom ons by die laaste gedeelte van hierdie video bespreking, en dit is hoe jy moet voorberei en wat jy moet voorberei vir die prosa vraag in werkopdrag 3. Let wel, ek kyk slegs na die 2 prosa vrae. Dr. Fourie sal in sy video noem wat en hoe jy moet voorberei vir die vrae oor die radiodrama en die poësie. Nou, jy kan 2 vrae verwag oor literêre fiksie. Die vraag 1, in vraag 1 of vir vraag 1 althans moet jy voorbereid wees om vrae oor literêre fiksie te beantwoord, soos ek gesê het, gaan die teorie omtrent die leesanalise en interpretasie van literêre fiksie na wat in leereenheid 1 bespreek word. Ek beklemtoon dus, jy moet baie goed vertroud wees met die literêre teorie in leereenheid 1, met ander woorde, dit wat jy kan gebruik om 'n literêre fiksieteks te benader, te lees, te analiseer en te interpreteer. Die teorie omtrent die letterkunde wat in die studiegids se eerste leereenheid bespreek word, is belangrik in terme van wat die letterkunde is en hoe om literêre tekste doelgerig te lees, analiseer en te interpreteer. Dit is dinge soos gebeurtenis, die ander as ook die literêre boustene, waaruit bestaan 'n teks. Alles in leereenheid 1 is belangrik vir hierdie vraag. Hierdie vraag sal jou kennis van hierdie teorie toets en wees ook voorbereid om lang vrae of kort vrae oor die betrokke inhoud te beantwoord. Laastens dan vraag 2 vir die prosa afdeling. Berei die voorgeskrewe literêre roman deur radio deur Tom Dreyer voor en wees gereed om 'n literêre essay daaroor te skryf. Nou hierdie essay kan redelik soortgelyk wees aan Black op dag 2, maar dit kan ook nie. So jy moet vertroud wees met die roman. Konsentreer jou voorbereiding op die volgende aspekte wat in leereenheid 1 en 2 van die studiegids bespreek word. Dus moet jy vertroud wees met die teorie in die studiegids ten einde dit te kan toepas op die roman. Literêre fiksie en waarom die roman 'n voorbeeld van literêre fiksieteks is. Wat word bedoel met literêre fiksie? Die literêre elemente, ook bekend as die boustene van die letterkunde, dit is karakter, tyd, tema ensovoorts, al daai goedjies. En wat met die literêre konsepte van die ander identifisering en lees as 'n gebeurtenis bedoel word. En so ook die teorie omtrent vertelinstansie. So bestudeer die leereenheid 1 en 2 baie deeglik, maar konsentreer veral op hierdie konsepte. Jou aanbod moet natuurlik in die vorm van 'n literêre essay aangebied word en jy moet dus goed vertroud wees met hoe om 'n literêre essay te skryf ten einde jou argument logies en volledig aan te bied. Gebruik asseblief hierdie inligting, die terugvoer op werkopdrag 2 en dan ook die persoonlike terugvoer van die nasiener om voor te berei vir werkopdrag 3. Baie sterkte en ek sien uit om julle werk te ontvang. Goed gaan, totsiens.